Goeienaand almal. Pypie. Klaar opgesteek. Koffiekie in my enamel bekertjie. Vanaand gaan ons weer 'n bietjie gesels. Al my stories. Ek is nou die afgelope tyd het ek deel geword van 'n WhatsApp groep van my peloton waarin ek was en natuurlik nou ook ingevoeg in die company waarin ek was, Bravo Company, en ek was in peloton 7, die band. Nou, ek het nou agtergekom dat baie van die ouens wat nou op die groepe is besig met hulle nostalgiese reis. As jy so 60-plusser is en jy begin aftree of jy begin dink aan aftree, dan raak nostalgie deel van jou mondering. Jy dink terug aan die goeie ou dae, aan al die snaakse goede, en dit wat nie lekker was nie, maar wat dan ten minste snaaks was. In elk geval, so ek gaan nou vanaand vir julle 'n bietjie Ami stories vertel. Nou, ek was in Oudtshoorn in die Ami. Eerste jaar, 35. En mense, dit was 'n ervaring. Jy weet, as jy 'n musiekstudent is, jy gaan daarna en jy word 'n soldaat, dis om van die een kant van die hand na die ander kant van die hand te gaan. Dit verskil vir hemelsbreed met mekaar. Maar ek is daardeur. Ek het gedoen wat ek moes doen, na die beste van my vermoë. Ek weet nie of dit altyd die beste was, soos wat die Ami dit wou hê, en of ek dalk so hier en daar, wil ek amper sê, die luitenant 'n bietjie teleurgestel het, dit weet ek nie, maar ek het my bes probeer. Jy weet, vir 'n softie om 'n Ami lat te word, ja nee, dit sit nou nie in alle softies se broeke nie. In elk geval, ek het dit gedoen. Maar ek het 'n paar verhaaltjies wat ek julle wil vertel, en ja, so reis saam met my op hierdie nostalgiese noot, en ons kyk waartoe vat dit ons. Nou, ek onthou, ek het in Januarie 85 het ek nog 'n bietjie 'n of 2 gehad vir HOD toe. Ek het so 'n week later aangekom. En die trein gevat in Kaapstad, maat gehuil, laat die bissies bewe, en pa net so gou as moontlik die afskeid verby kry, dat hy tog net die vrou weer in die kar kry, want sy steek hom nou in die skanne, en wel, ek sal nou nie sê my maat my in die skanne gesteek nie, maar ek wou ook nou nie die trane daar beleef nie. Ek het so vinnig as moontlik in daai trein geklim en net gesê, gaan julle nou net die trein sal my vat waar ek moet wees. Mense, nou ja, toe is nou nog die ou stoomtrein, maar daar is nog nie elektriese trein, wil ek al sê, hier langs die suidkus verby, Oudtshoorn toe nie. So ons nou maar met die getjoekepakke. En ek sal nooit vergeet die daai dag toe hulle vir ons kom haal, daai agtermiddag daar op daai Oudtshoornse stasie. Mense, dit was hel uitwarm. Ek kan nie vir julle beskryf nie. Maar in elk geval, soos ons dit nou die kamp toe, en ingemeld, en nog so 'n dag of 3 geloop het by civies, want jy sal wag, nou is jy iemand anders is nou jou baas, jy sal jou klere kry wanneer jy dit moet kry, maar jy gaan dit nie nou kry nie. So, julle wil nie weet hoe daai civies vir my gelyk, na 3 dae nie, nat gesweet, elke aand dan was ek nie goed uit, dan hang ek op, borreoggend is dit droog, en ja, dan is ek nou maar weer in, maar ek is bevrees, my wasvermoë het nou maar begin, wys die ou wit hempie het al hoe bruiner begin raak, maar ek is daarom uiteindelik toegerus. Nou ja, ons peloton, Bravo Company peloton 7 was op die eind gewees van die company, en aan die ander kant was daar 'n grasperk gewees, en daar het ons dikwels speedy gedoen, en ja, kamers, elke ou het sy kamer gekry, ons was 4 in 'n kamer, en in my kamer was dit Xavier Zeilstra, was Landolf Schultz, Karel Kotse,
Coetzee, Karel is helaas tragies oorlede nou in 1991 in 'n motorongeluk. Dit was 'n goeie vriend van my gewees, ek was baie hartseer daaroor. Maar ja, die lewe gaan aan. En dan natuurlik nou ek. So ons het sulke ysterkatels gehad waarop ons geslaap het. En dan is jy natuurlik nou toegerus met beddegoed, 2 lakens, kussingsloop, een kombers en dan jou kas. Elke ou het 'n metaal hangkas gehad en daarin moes jou goedertjies gepak gewees het op 'n baie spesifieke manier. En alles moes square gewees het, netjies gevou gewees het. Julle wil nie weet nie. En jou bed moes op 'n sekere manier opgemaak gewees het. Maar aanvanklik het dit maar tyd gevat om die ding gedoen te kry. Jy het letterlik jou bed gestryk en gebyt dat sy punte so mooi netjies staan en al die plooie hier allangs die matras af. Dit was 'n proses. Maar in elk geval, ons het daardeur gegaan. Maar wag, voordat ek nou verder aangaan, laat ek gou vir julle nog 'n paar van die mense noem. Ek is nou bang om dit te doen, want ek gaan dalk nou name uitlaat. Maar ek onthou, daar was 'n baie snaakse, komies, 'n komieklike ouetjie gewees, 'n Engelsman, Mark Phillips. Ja, Mark was 'n snaakse ouetjie gewees. Hy was eintlik koslik, hy was gewild gewees, né? Maar hy was 'n Engelsman gewees wat Afrikaans gepraat het. En ons het geweet hy's 'n Engelsman as hy sy Afrikaans begin praat. Maar hy het nou net so hard gevloek soos ons. En daar was Roy Tipper, 'n ongelooflike goeie gitaarspeler, Johannes Hen, 'n goeie gitaarspeler. Hy en Roy het partykeer duos gespeel. Maar man, ek sal vir jou sê, gesofistikeerd, uitstaande. Daar was Clarence Reinders, wat wonderlik mooi gesing het. Hy het so 'n gawe baritonstem gehad en hy het in die Civi band saam met my en hy was die sanger gewees. Dan was daar David Ledwidge, onthou ek. Blokkies, Blokkies Erasmus, nee. Jimmy Steele het saam met my vrou in die universiteitskoor gesing. Nou is daar 'n klomp mense wat ek nou nie... Andrei van Sail, hy was die drummer gewees in die Civi band saam met my gewees. Ja, ek is jammer as... Koos Havenga. Koos was ook 'n skepser wat baie keer glimlagte op ons gesigte gesit met wat hy te sê gehad het. Ek is bevrees, ek sal nou nie al die name kan noem hierso nie, want as die mense inklim op die groep, dan sal die van die name nou weer terugkom. Maar in elk geval, dan was daar, ons luitenant was luitenant Pitchers, Russell Pitchers, hy is so 'n stewige kereltjie gewees, en kort mannetjie, maar 'n oulike ou, hy was 'n goeie leier gewees, ek het baie gehou van hom. En daar was daar Korporaal Smit. Nou, ek dink ek is seker, ek dink hy het van Klein Willem afgekom. Korporaal Smit, en dan was daar natuurlik die Engelse korporaalkie wat ons gehad, wel, hy was nie 'n korporaalkie, hy was 'n korporaal, hy was 'n groot lang kerel, so sproeterigheid oor hom gehad. Gary Taylor, en hy het van Grapstad afgekom. En in elk geval, so, die groot klomp manne is toe nou in die bungalow ingeboende, en dit is nou ons blyplek vir die volgende jaar. En dit het 'n interessante jaar geword. Ons moes natuurlik nou opleiding kry, ons moes soldate word, ons moes fiks gemaak word. En ek sal nooit vergeet die heel eerste keer wat ons nou die fiksheidsdeel moes doen, toe moet ons nou die 2,4 hardloop. Vir 'n ou wat soos ek, wat nooit gehardloop het nie, wat nie 'n sportdeel geneem het nie, dit was nou nog al 'n storie gewees om te hardloop. Nou jy weet, nou jy is toegerus met overall en bootse, en dit is jou goeders waarin jy moes hardloop.
En hulle was ons bietjie genadig gewees in die begin. Ons het sulke ou vaal army tekkies gehad wat ons kon aantrek by die eerste hardloop, maar in die ouer rol. Ja, ek loop nie sommer, dis nie, jy trek jou ouer rol aan. En nou die draaipunt. Daai draaipunt van die 2,4 was die verste wat ek in my lewe gehardloop het. Maar as jy nou kom daar waar die draai is, dan weet jy, okay, nou sit sommer bietjie dan as jy terug in die kamp. So later met die hardlopery van die 2,4 het, dit was naderhand so, dit was niks. Maar so fiks het ons geraak. En natuurlik het ons baie PT gedoen en ons het in push-ups en sit-ups en met sulke pale, ons was op 'n stadium sulke randstene, letterlik randstene soos in ons rugsakke sit. En jy kom nie weg nie, en daarmee moes jy hardloop, en dan daai randsteen, jy kadoef, hier agter op jou kruis geslaan, terwyl jy gehardloop het. Ek sal dit in my lewe nooit vergeet nie. En ja, dan natuurlik vir 'n persoon wat in Oudtshoorn opleiding gekry het as 'n infanteriesoldaat, en nie weet van badkop nie, ek bevrees, dan was jy nie in Oudtshoorn nie. So, badkop was 'n vloekwoord in vele van ons se bestaan daardie jaar gewees. Maar ja, nou ja, die fiksword was maar 'n proses gewees, want jy as 'n weermaglid, jy moes leer, jy moes weet, jy word grootgemaak om uiteindelik oorlog te voer. En daarmee saam, behalwe dat jy ontsettend fiks moes wees, het dissipline. En nou die dissipline het ingekom onder andere oor hoe jou kamer moes gelyk het, hoe jou bed opgemaak moes geword het, hoe jou klere in jou kas gepak moes word, hoe jy gelyk het wanneer jy jou klere aangetrek het. Ons het nate laat instik. Landolf Schultz, Lannie se vrou het die nate vir ons ingestik. Nou weet jy dan ten minste waar jy nate is, dan loop dit nie sulke treinspoortjies hier af langs jou been nie, dat hy is ingestik. In elk geval, nou, 'n ding wat ons nou baie vinnig ook geleer het in die army, dit is om te stryk. As jou ma by die huis gestryk het, of wie ook al vir jou daar, dis ek bevrees, dis nou anders, jy moet stryk, en jy weet 'n bloody ordentlik stryk. Jy kan nie plooie en sulke goeders instryk, jy moet netjies stryk. So, dit is van die goedertjies wat ons gedoen het, en Saterdag middag het ons nou maar gewas, en partytjie tussendeur in die week het ons maar gewas en uitgehang, in elk geval. En nou die kamers wat ons ingedeel, saam met my, ek dink ek het vir julle gesê, nou, o ja, die een kamer net langs ons op die punt was die VTB, die vrye tydsbesteding, daar was die televisie, en daar kon ons nou gaan televisie kyk. Dit was maar basies ons vermaak gewees. Maar, kom ek vertel julle gou van die band. Nou ja, toe ons nou uiteindelik nou besluit wie wil nou waar wees, het ek natuurlik net gesorg, ek wil in die band wees. En ek het ook sommer gesorg dat ek in die Civi band inkom. Nou die Civi band is die ouens wat nou by okasies moes dansmusiek verskaf. Maar die braasband, wat op hulle tot 7 nou was, ons het elkeen het 'n instrument gekry, en baie van die ouens het daarom nou 'n trompet of so op skool gespeel in die kadetorkeste, en ons elkeen het nou gevat wat hy nou kon speel, en ander het kans gesien om iets aan te leer. Ek sal nooit vergeet die David Letwitz, hy is die ou wat die tuba gespeel het. En ek en Karel Koetsee, ons het die euphoniumpies, daai klein tubaitjies, ons het dit gespeel. En daar was nog 'n paar ouens wat skuiftrompet, dink ek gedoen het. Ja, verder was het natuurlik 'n hordes trompette, en natuurlik die drumseksie. Hulle was goed gewees, die drumseksie. Ek kan nie onthou wie die groot drum genoem, maar as ons nou gemasseer het na die paradegronde, was hy een ou wat so groot kadoem, en dan moet ons nou daarop masseer. In geval. Nou,
wat kan ek julle nou nog vertel? O ja, ons opleiding. Ons het toe nou uiteindelik die pelotonwapenfase gedoen. Was relatief vroeg gewees in daardie jaar. Ek dink dit ons het so 'n maand lank het ons die fiksheidsgoeders gedoen en geleer hoe om 'n geweer te hanteer, 'n bietjie gaan skuif skiet en jy moet jou geweer uitmekaar uithaal en in mekaar sit en ons moes oefen om dit vinnig te doen en jy weet jy moet so binne 30 sekondes by daai besigheid bymekaar het en in elk geval die pelotonwapenfase was nou nogal 'n interessante een geweest en ons het met handgranate gegooi, ons het die RPG-7, is dit die naam van die goed? Ek kan nie onthou nie. So ding wat jy op die skouer sit, daar gat hy. En ons het nagopleiding gedoen, daar in die vlaktes van Oudtshoorn, en agter Badkop het ons toe later van tyd, het ons in die veld vir ons gaan loopgrawe grawe, en ons het daar ook nog opleiding gekry. En hoe om weg te kruip. Ja, in elk geval. Maar toe dit nou begin koud raak in Oudtshoorn, wow, dit was moeilik geweest. En ek onthou vasbyt wat ons op 'n stadium gedoen het. Die vasbyt was nogal 'n storie geweest, hoor. Ons het heel wat kilometers gestap daar in die berge en daar in die rigting van Mosselbaai, daar Volmoed en De Hoop, die twee nedersettingkies daar agter die werkers was daar bo oor die een berg aan die ander kant en dan moes ons weer terug en so het ons gestap weer uiteindelik tot by Oudtshoorn en al jou pakkasies, alles wat jy enigstens kon dra was agter op jou rug. Want dit is hoe dit werk met 'n soldaat. Soldaat met alles wat hy het, moet hy saam met hom dra. In 'n oorlogstyd. Jy word nou nie met 'n Rolls Royce rondgery nie. So jy moet dra, jy moet fiks wees om jou goedjies te kan doen. En nou ja, wat die band aan betref, onthou ek, het ons altyd in die aande, 'n sekere aande in die week. Ek dink daar was so 2 aande wat ons moes geoefen. Ek dink nie was die elke aand, dit was so 2 aande in die week. Dan kon ons dan moet ons nog gaan oefen. Nou ons 2 luitenante wat daar voorgevat het, was luitenant Vaan Malan en luitenant Dani Bester. Nou ek was klasmaats met daai 2. Nou hier kom ek op Oudtshoorn. Nou mag ek nie sê Vaan en Dani nie. Nee, nou is dit luitenant. Hallo luitenant. Oh nee, hallo nie. Jy sal hier net. Goeiedag luitenant. Jy weet, jy doen die ding so. In elk geval, dit was nogal vir my 'n vreemde situasie. Maar dit was 2 bekwame ouens. Vaan was die stil een en weet soort van, jy het baie mooi geluister wat Vaan sê. Dani was die ou, hy het op ons koppe gechorts party. Hy was bietjie partykeer vinnig van sy merk af gewees. In elk geval, nee, hulle het ons goed onderrig en ons het ons dan nou nie die manne in die skande gesteek nie. Nou wat die Civvy band aanbetref, wat dit nou lekker gemaak het is, ons kon uit die kamp uitkom oor 'n naweek. Dan het die soldaties daar in George, dan het hulle nou 'n ding aan die gang. Dan moet ons gaan speel. Dan ry ons nou hier oor George, dan gaan speel ons nou daarso. Dan het die menasie, die offisiere het 'n geleentheid, dan moet ons nou vir hulle gaan speel. En dan het die onderoffisier, dan gaan speel ons vir hulle. So ons het lekker uitgekom, en ons kon daarom so 'n bietjie getrakteer word ook, en die manne het lekker geskoffel, en ons het lekker gespeel. Ek weet, André van sy het die dromme gespeel, en Clarence het mooi gesing, ja, en ek was op die keyboard gewees, so ja, party aande was ek so vaak gewees, dan sit ek maak die oë toe, en ek gooi net hier akkoorde neer, so het ek dan deur daai aande gekom partykeer, maar het laat gedans, maar in elk geval, so ons het, die Civvy band was lekker, en nou, in daai, een van die snaakste goede wat gebeur het, en dit het nou vanaand deurgekom, Jimmy Steele, ons het daai een opleidingsfase wat ons gehad het, daar aan die ander kant van Badkop toe, ek dink dit was so in einde Mei, Junie se kant, waar ons nou daar aan die veld van ons self moes gaan loopgrawe het,
En dit het een nag het dit toe begin reën. En ek onthou, dit was verskrikklik koud geweest. Maar nou het jy jou loopgraaf gegrawe, en dan het jy, om jou nou self te beskerm teen die koue en die goeters, het jy nou jou slaapsak is nou in die loopgraaf ingesit, en dan het jy nou so jou seiltjie gespan, sodat jy nou so 'n bietjie daarom liggaamshitte binne hou vir wat dit werd is. En daai nag toe raak dit aan die reën, en ek voel dit raak al hoe swaarder hier op my voete, soos wat my seiltjie nou gespan was, het die water nou gegaan en alle afgesak en 'n dam gevorm bo op my voete. Maar in elk geval, en ek onthou daai aand toe op 'n stadium te besluit, maar nou vrek ons van die koue, en nou reën dit te veel. En ons is toe daarna sulke huisies wat daar aan die veld gestaan het, en daar het ons toe nou maar vir onsself probeer warm hou. Yes, dit was verskriklik koud geweest. Ek onthou, ons het sulke blink kombersies gehad, en dan maak ons die kombers oop, en dan lê ons styf te mekaar, dan ons net kan warm kry, die kombers het, in elk geval, ek sal nooit vergeet nie. Maar daar is die geval van Jimmy, daar was sulke pit toilette geweest, en die korporaal soek toe nou op 'n stadium vir Jimmy, want ons moet nou aangaan met ons oefening en ons opleiding, al sulke goeders. En Jimmy kom hier uit, en hulle gaan soek hom, toe is Jimmy nou in die pit toilet. En wat toe nou daar gebeur het, hy het sy handskoen het hy daar verloor. En die ene handskoen, en toe vra die korporaal, waar is hy? Nee, hy is in die toilet, hy is besig om die handskoen uit te lig. En in geval, nou ja, hy het die handskoen gevind, maar daar was 'n rede hoekom hy die handskoen uit die toilet uit wou hê. Dit is die handskoene wat sy girlfriend vir hom persent gegee het. En hy kan nou nie sê, die een handskoen is in die toilet uitzoring nie. So hy het nou die handskoen uiteindelik uitgehaal. Ek weet nie hoe het hy gelyk daar in daai stronspul nie. Maar in elk geval, so Jimmy, sy liefde vir sy vrou was baie groot vir sy girlfriend, en hy het met haar getroud, en nog 38 jaar verder. So dis maar goed geweest, Jimmy, dat jy daai handskoen kan haal het, want ek weet nie wat dan sou gebeur het as jy by die huis gekom het en sê, ek het my ene handskoen, die lê in die toilet, op uitzoring in die vlaktes nie. Nou ja, toe gebeur die storie nou so, dat dit was nou maar 'n rowwe tyd in Suid-Afrika gewees, en baie van die townships, dinge rof gegaan. Wag, wat weet ek, 'n slukkie vat van my boeretroos. In elk geval, en toe moet ons die kamp, moes daar 'n sekere kontingent van die ouens moes toe nou uit die kamp uit gaan, en hulle moes toe hier by Motherwell en Dispatch en daai kolle, moes hulle toe nou gaan om orde te handhaaf en die polisie te ondersteun. En dit was ongeveer 6 weke lank. En wat dit nou baie moeilik gemaak het, dit was die 6 weke wat eintlik deel moes gevorm het van ons opleiding op die grens. So die kamp was omtrent leeg van mense, en maar die band het in die kamp gebly. Ons het geoefen, ons het nie so lekker gehad, he. Hulle het gesorg dat ons besig bly. Ons het band geoefen, en ons het aangegaan met opleiding. Kan jy glo? Ja, jy moet nie dink jy kom weg nie. Die band het 'n opleiding gedoen en geband. Die ander ouens het net opleiding gedoen, en ons het presies dieselfde gedoen wat hulle gedoen het. En as jy nou, wanneer die ander ouens nou begin ontspan en rustig is, dan gaan die band, en dan moet hulle nou gaan oefen. So, ons het 'n bietjie van 'n swaarder las gehad as die ander manne. Maar in elk geval, maar toe daai ouens nou terugkom, toe is dit nou 'n geval van hoe nou verder. Die grensopleiding, want die grensopleiding is 'n baie belangrike aspek gewees van ons baie spesifieke opleiding, want ons moes volgende jaar, die jare op moes ons die luitenante wees. En dan het jy 'n peloton onder jou, en nou ja, dan moet jy weet wat om te doen. So hulle het gewikke geweeg, moet ons gaan of moet ons nie gaan nie, maar op die ou end is ons toe wel grens toe. Maar net vir 6 weke, sodat ons net die opleiding ten minste gaan doen.
Want in die verlede het dit so gewerk, as ek dit reg het, dan, weet jy, dit was, ja, 6 en 6 is ongeveer 3 maande, dan is jy op die grens, jy doen die opleiding daar, en dan ontplooi jy, vir 'n tyd. Nou, hulle het ons gevat, en ons het net die opleiding gaan doen, en ons het nie ontplooi nie. Maar dit was nogal baie lekker geweest. Ons is toe nou hier op met die Flossie, dis nou 'n Hercules vliegtuig. Jy sit maar so, hier so baie ongemaklik, jy moet nou nie dink jy vlieg in 'n Boeing nie, nee, daar's ook nou nie wardinne wat kossies en drankies vir jou aandra nie, jy sit, en jy sit, en jy sit, en jy sit. In elk geval, die ou ding het ons toe nou gevlieg, en ek is nie heeltemal seker tot waar nie, of is tot by Windhoek gegaan het nie, en dalk 'n bietjie verder noord nie, maar in elk geval, en toe het hulle ons daar so met die, weet nie wat noem hierdie goed, kan nie meer onthou nie, die oop, nie sê jy saam nie, is in elk geval, 'n army voertuig het ons kom haal, en ons het so in sulke konvooie gery, en ons is uiteindelik toe nou noord van Itoshapanne, daar by Oshibelewek, in die rigting van Oshikati, daar so het hulle ons toe nou aflaai, daar is ons basis toe nou, waar ons toe nou met opleidings begin het. Nou ja, daar so het ons toe nou tente gehad, en mense, ek was bang daar gewees, want jy weet, dis slangwêreld en 'n spinnekopwêreld. In die nagte as ons slaap, ons het so op die tent se vloer was 'n seil gespan, en dan kan jy hoor, hier kom die spinnekop aangehardloop, en dan weet jy nie, waar in die hel gaan hy, en ek sal nooit vergeet, daar een nag het een van daai spinnekoppe gehardloop, en ek weet hy het hier na my toe gehardloop, maar ek het nie geweet waar die, en die volgende oggend toe kry ek hom, toe hier in my seiltjie, wat agter my rugsak is, daarin ingekruip, en ek het toe teen die ding gaan lê, en min weet, en die spinnekop is hier agter my, ek het hom vrek gelê, maar in elk geval, so, en nou op die grens was nogal 'n interessante storie geweest, daar een kant was so 'n tent geweest, hy is so half oop geweest, hy net so half toegespan geweest in die dak, en daar so het hulle die pit toilette gehad, nee, sulke sitplekke, en as die manne na die toilet toe gaan, elke een met sy toiletrol, sit ons so op 'n ry, en kreeg, en dan was daar natuurlik, as jy nou nommer 1 wil doen, en dan het hulle nou so 'n pyp met so, wil ek amper sê, lyk soos 'n cone, in die grond, en dit het hulle genoem, skus vir die woord, die pislelie, en dan het jy nou daar gestaan, en nommer 1 gedoen, die ander een was van nommer 2, en ja, dan het jy vuil geraak, en vol stof daar so, en dan in die aande, dan moet ons nou stort, dan gaan staan jy, dan trek jy jou kleertjies uit, en dan staan jy in 'n ry, en dan kry jy, ek dink was iets soos 'n minuut, dan sê die luitenant, dit is so 'n waar jy ingeklim het, ek dink dat was vir 3 mense aan 'n kant plek gewees, en staan jy nou, hier gaan jy met jou kaal lyf in, en dan moet jy mak nat, dis 15 sekondes, dan is daar 30 sekondes, wat jy nou kan seep smeer, en was en alles oor, en dan die laaste 15 sekondes moet jy afspoel, dan moet jy bly nie vinnig afspoel, maar, ons het die hare gehad, ons is allemaal poenskop gesny geweest, so dit het relatief vinnig gegaan, en dan kom die volgende ouers, en so, ek sal dit nooit in my lewe vergeet nie, in elk geval, en nou, ons het verskeie opleidings gedoen, daar's 'n paar snaakse stories wat ek ervaar het, wat ek nou vir julle gaan vertel in die volgende aflewering. En ek eindig nou eers hierso.